Nou, goeiemôre vriende, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons deur nog 'n donker en onbekende nag gedra het, dat hy vir ons vars verkoop en nuut opgewek het en dat ons vanmôre met groot vrymoedigheid kan sê, loof die Here o my siel en alles wat binne my is, loof sy heilige naam. Loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat 'n wonderlike voorreg om te weet dat die Here in beheer is, nie net van my en jou lewe nie, maar van hierdie hele skepping van die Here heelal, en dat hy wat op die troon van die hemel sit, ook van die aarde maak die voetbank van sy voete. Hy stel leiers aan en hy sit leiers af, en ons kan ons verheug en verbly in die wete dat niks uitmekaar uitval nie, maar alles in plek val, omdat God in beheer is. Nou vriende, ons is tans besig met die boek Spreuke. Ons gaan vanmôre aangaan met Spreuke die 17de hoofstuk, en ons gaan so 'n bietjie deur van hierdie verse werk. Nou, op 'n stadium het die gedagte na vore gekom, waarom is daar soveel herhalings in die boek Spreuke en selfs in die Bybel? Sekere aspekte en sekere waarhede wat oor en oor herhaal word. En ag vriende, die antwoord is eintlik redelik eenvoudig en voor die hand liggend. U sien, die Here herhaal sekere sleutelwaarhede in die woord, omdat ons as mens so gou vergeet. Dis een ding vriende wat ons baie gou doen is, ons vergeet gou die waarhede van God se woord. En dis belangrik dat u en ek sal onthou dat God se woord is nie net gegee om te lees en dan uit my kamer uit te stap of uit my huis te stap en te vergeet wat God gesê het nie, maar juis om dit toe te pas. En dink maar aan vanmôre se stilte tyd wat u gehou het. Kan u nog onthou wat u gelees het? Kan u uself herinner aan hierdie waarhede? Hoe gaan u dit toepas in u lewe? En u sal sien dat sekere van hierdie waarhede word oor en oor herhaal omdat ons so gou vergeet. Maar 'n tweede aspek ook waarom ons herhaling in die Bybel vind is dat ons as mens leer deur repetisie. Dink maar mooi daaraan toe u op skool was en miskien na skool het u gestudeer, en ek onthou in al my studies wat ek gedoen het op skool en toe later toe ek in die regte gestudeer het en toe later toe ek by die kweekskool gestudeer het, is jy gaan sit voor daardie boeke en oor en oor en oor herhaal jy dieselfde waarhede, dieselfde inligting om dit te memoriseer, om dit later weer te gee. En ons as mens, vriende, ons hele lewe bestaan uit die herhaling van dieselfde goed oor en oor. Hier en daar is daar veranderinge, ja, maar die basis bly maar presies dieselfde. En dan kom die apostel Petrus en hy sê vir my so kosbare dinge in die woord, en ek lees vir u wat skryf hy daar in 2 Petrus 1 vers 13. Hy sê, beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek. So Petrus sê, ek gaan nie vir julle per se iets niets leer nie, maar ek gaan julle herinner aan sekere van hierdie waarhede. En dan kom hy in hoofstuk 3 vers 1, hy sê, dit is reeds die tweede brief, geliefdes, wat ek aan julle skrywe. En albei wil ek deur herinnering julle suiwere gesindheid opwek, sodat julle die woorde kan onthou, wat deur die heilige profete tevore gespreek is. En die gebod van ons, apostels van die Here en Verlosser. U sien, dis belangrik dat ons sal sien, dat die Here ons deur herinnering wil opwek en 'n suiwere gesindheid in ons harte daar wil stel. So vriende, as u na mense toe kom wat vir jouself of jou nuwe waarhede kom leer en hulle het iets nuuts van die Here gehoor, hardloop eerder weg van hulle. God se woord leer vir ons basiese waarhede, soms herhaal God hier dieselfde waarhede met die doel om 'n suiwere gesindheid in ons harte na vore te bring. En ons gaan vanmôre net so 'n bietjie vlugtig kyk na die eerste paar verse. Ons gaan kyk bietjie na die gedagte van wees verstandig, die smeltkroes en dan ons kindskinders of ons kleinkinders. 17 vers 1 sê, beter 'n stuk droë brood en rus daarby, as 'n huis vol offermaaltye met getoos. Die hele gedagte hier gaan maar oor, dit het ons reeds herhaal het, oor as jy jou geld, vriende, op 'n oneerlike manier kry, is daar gewoonlik twis en hartseer en ondankbaarheid in die huis onder sy mense. Wanneer ons eer daarin stel om met ons eie hande te werk, is daar 'n dankbaarheid wanneer ons aan die tafel sit en ons eet en ons sien, dit wat vir ons voorgesit is 'n gawe uit die hand van die Here. Daarom wees dankbaar dat jy kan werk, dat jy inkomste kan genereer en eer die Here ook vir dit wat hy vir jou gee. Alles miskien min in jou oë, alles miskien min in die oë van die wêreld, dank God dat dit is wat hy vir jou voorsien en eer hom ook vir die genadegawe uit sy hand. Die tweede vers, 'n verstandige dienaar sal heers oor 'n seun wat skande maak en onder die broers sal hy die erfenis verdeel. Nou vriende, ons weet in elke familie is daar 'n deurbringer, 'n verkwooster, 'n seun wat skande maak. En in die antieke tye, soos vandag ook maar, word daar baie keer 'n toesighouer aangestel oor daardie kind. En dit kan baie keer 'n dienaar gewees het in die tyd van die Bybel. Ons dink maar aan Genesis 25, hoe Josef eintlik bo sy broers uitgestyg het, omdat sy broers deugniete was. En die Here verhef Josef bo sy broers, en sien ons ook dat Josef later oor hulle regeer het.
Ek het onlangs met 'n vrou gepraat, sy en haar man is geskei en sy vertel vir my in die jare wat hulle getroud was, hoe hy 'n deurbringer was, 'n verkoester, 'n dronkaard en sy en hierdie man is geskei en later het hierdie man se pa gesterwe en 'n geweldige groot erfporsie vir hom gelaat, maar daar was toesighouers gewees. Hy kon nie sy hande slaan aan hierdie miljoene rande nie. Hy was elke maand 'n subsidie gegee om te kan oorleef, omdat sy pa in die testament geskryf het, my kind is 'n deurbringer, so ek vir hom alles gee, sal alles in 'n oomblik weg wees, en hy moet maandeliks onderhou word uit hierdie geld. Eintlik 'n hartseer getuienis, daarom pleit ek by jou, dat jy eerder 'n verstandige seun sal wees, voor een wat skande maak, en op die einde van die dag die hartseer gevolge daarvan beleef. Vers 3 sê die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, maar die Here toets die harte. Nou vriende, ons weet dat goud en silwer word gesuiwer deur intense hitte. Nou ons ken die hele proses en ek gaan nie oor die proses praat vanmôre nie, maar wat die Bybel vir ons wil leer is, God heilig en reinig ons harte deur beproewing, deur stryd, deur siekte, deur allerlei omstandighede wat oor ons pad kom. Kom ek lees vir u 'n vers of 2 om hierdie saak in u hart vas te maak. Jakobus sê daar in Jakobus 1 vers 2 en 3, hy sê, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. U sien dit is so dat die Here ook deur hierdie beproewinge, deur hierdie stryd, lydsaamheid by ons bewerk, 'n suiwere gesindheid, 'n hart wat hom vrees, hom dien en hom eer. Ons lees daar in 1 Petrus 1 vers 6 en 7, daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerlei beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Ag vriende, dis presies wat Salomo vir ons in die Ou Testament wil leer. Dit is wat Jakobus en Petrus vir ons wil kom leer, dat ons deur hierdie smeltkroes moet gaan, van beproewinge, van stryd, van siekte, van uitdagings, sodat ons 'n suiwere gesindheid kan ontwikkel, 'n hart wat vas is aan die Here, oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, met die wete dat hierdie wêreld en sy stryd verby sal gaan, maar dit wat ons vir die Here gedoen het, vir ewig staande sal bly. Vriende, ek pleit by u, dat u nie hierdie sinkende skip van hierdie wêreldse begeerlikhede sal vashou, en sal vergeet dat God besig is om jou te vorm en te verander nie. Moenie opstandig raak teenoor die Here, wanneer jou in hierdie smeltkroes indruk nie. Weet een ding verseker, hy staan by hierdie smeltkroes. Hy sal dit nie 'n graad te koud of te warm maak nie. En die Bybel sê, saam met die versoeking sal hy die uitkoms gee, sodat ons dit kan verdra, sodat ons soos goud tevoorskyn kan kom. Ons dink aan manne soos Job, ons dink aan manne soos Habakuk, ons dink aan die apostels en duisende ander voorbeelde, wat vir ons opgeteken is, van manne wat deur hierdie smeltkroes gegaan het, en die Here het hulle gesuiwer, sodat hulle voor hom kan staan, en dan ook eendag die mooiste by hom kan ontvang. Mag en ek dieselfde gesindheid in ons harte tentoonstel. Vers 4 sê, die kwaaddoener gee ag op 'n bedrieglike lip, 'n leienaar luister na 'n tong wat onheil stig. Nou vriende, gaan kyk maar in watter gesprekke mense hulle self bevind, en jy kan baie gou agterkom wat in hulle harte aan die gang is. Die Bybel sê, bose mense hou van bose gesprekke. Mense met 'n bose hart hou van skinder, kwaadpraat, leuns, onheilsplanne wat beraam word. En daarom die waarskuwing hier is dat ons moet pas op waarna ons luister. Wat se mense ons mee omgaan, en dat ons seker sal maak dat dit wat ons hoor, die groepe waarin ons groepeer, mense is wat nie lynreg teen God se woord nie, maar saam met God se woord lewe. Jy moet onthou dat mense 'n geweldige invloed op mense het. As jy deel is van 'n groep wat God nie verheerlik nie, wat omgaan met hierdie gesprekke wat lynreg teen God se woord is, weet dat hierdie boosheid ook jou hart sal verswelg en jou heel moontlik sal lei op 'n verkeerde weg. 'n Weg van smart, van hartseer, van pyn en van droefheid. Hierdie vers gaan eintlik verder, want hy sê in vers 5, hy wat die arme bespot, versmaad sy maker, hy wat bly is oor 'n ongeluk, sal nie ongestraf bly nie. Wat hierdie vers vir ons eenvoudig sê is, dat ons nie armes moet bespot nie. Weereens jou woorde. 'n Kwaaddoener gee ag op 'n bedrieglike lip, 'n leienaar luister na die tong van onheil. En dit gaan verder deur te sê, dat hierdie kwaaddoeners bespot die armes, dink hulle is beter as ander, praat neerhalend van mense wat minder het as hulle.
Jy moet onthou ons almal is geskape na God se beeld en na God se gelykenis. As jy meer het as die ander, moet hulle nie bespot nie, moet hulle nie beskimp nie. Want die Here sê hy hoor en hy's 'n wreker van die ongeregtigheid. En dan sê die Bybel, moenie bly wees oor die ongeluk van 'n ander nie. Moenie bly wees as iemand struikel en val, as iemand in elende verval, in armoede, in sonde nie. Want God hoor en God sal oordeel. Moenie dink dat jy wat staan, kan nie val nie. Want die Here sê jy wat meen dat jy staan, pas op, dat jy nie val nie. Daarom is dit belangrik dat ons gesindheid voor die Here sal ondersoek. Dat ons werklik vir die Here sal vra, toets my hart, ken my gedagtes, en wys my of daar 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. Nou vriende, ons het nie tyd gehad vanmôre daarvoor nie. Ons sal môre 'n bietjie praat oor vers 6, die kindskinders, en verder, en mag die Here vir ons ryklik seën. Groete vir u, mooi dag verder, Tina.